Vanoggend wil ek aangaan waar ek eintlik verlede week wou begin. Maar ons het nie kans gekry om by preek uit te kom nie. So ons het verlede week net 'n amazing tyd in die Here se teenwoordigheid gehad. Mense het tot bekering gekom, mense is vrygemaak, mense is genees. En toe ons oë uitvee, ek dink ons het 10 minute geworship, en toe ons oë uitvee, toe sit 11 uur. Dit so gevoel. Dit vir my gevoel, dit is nog net die begin, ons moet nou aangaan. Maar die Here het so net mooi gewerk. So ek gaan verlede week se preek vandag preek, maar vandag is 'n hele nuwe preek. So moenie op verlede week se YouVersion gaan nie. As jy op die YouVersion Bible app is, kan jy op die nuwe een gaan. Sy naam bly dieselfde, The Name That Redefines You. The Name That Redefines You. En ek het hierdie week net weer by die Here gaan sit en gesê, Here, U naam is die een wat ons verander. U naam is die een wat ons lewe totaal en al omdop. Ons kan nie anders nie. As ons nie te doen kry met die naam van Jesus nie, as ons nie te doen kry met Jesus nie, dan bly ons dieselfde sondaars wat ons was. Maar die Here sê, as gevolg van my naam, is daar 'n verandering in jou lewe. Nou, ek weet nie van julle nie, maar het julle al 'n bietjie gaan Google of in boeke opgelees, wat beteken jou naam? Nou, ek het die geneigtheid, as ek met iemand praat en ek ontmoet hom vir die eerste keer en hy het 'n interessante naam, dan vra ek altyd vir hom, weet jy wat beteken jou naam? Weet jy wat beteken jou naam? En dan baie kere sal die ouens sê, nee, ek weet nie wat beteken my naam nie. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk, wat beteken my naam oor die jare, en my naam kom van die stamnaam Rudolf af. En Rudolf is 'n German name, dis 'n Duitse naam. En dit beteken roemryke wolf. Oh! Right? 'n ander boek sê glorious wolf. So ek hou van die glorious, ek hou van die famous, ek hou van maar die wolf. Here, waar gaan dit? Ek meen, come on. En ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen rondom hierdie wolf storie en as jy nou kyk na die positiewe kant. Nou ons is mos positief ingestel. Nee, wie van julle leef in die negatiewe? Okay, nee, ons wil in die positiewe leef. Ons wil kyk wat is goed, wat is mooi en wat is regverdig. En die positiewe gedeelte van die wolf gedeelte praat van leierskap. Praat van leierskap. En so ek hou van my naam. My naam beteken 'n famous leader. So as jy my handtekening soek wat later gaan miskien iets beteken, ek weet nie, jy's welkom om na die tyd te bring. Maar almal van ons se name beteken iets. En jy moet miskien 'n bietjie gaan kyk. Nou ek weet daar is Google bladsye daar buite wat name 'n bietjie heeltemal onder verkeerde kategorie plaas. So as jy nie gaan mooi soek nie, gaan jy dalk betrokke raak met witchcraft. Okay? En ons wil nie daarmee betrokke raak nie. So wanneer ek search vir name, dan gaan soek ek altyd the biblical meaning of this name. En dan Google is nogals redelik okay. As jy ChatGPT het, dan werk dit nog so bietjie makliker, want hy gee dan vir jou mooi uiteensetting van al die research wat hy gekry het oor die hele web. So moet nou nie nou jou naam gaan search nie. Luister maar eers net die preek. Ek weet dat julle gaan brand om by die huis te kom en te gaan soek. Wat beteken my naam? Name is belangrik. As ons kyk na die Bybel konteks, het kinders hulle name gekry as gevolg van iets wat gebeur het. Name is geskep as gevolg van 'n gebeurtenis, as gevolg van iets wat plaasgevind het. As ons dink aan die persoon, wat is Ismael se ma se naam? Hanna. Nee, Hagar. Yes, ek was iets met 'n H. Dit kom nou net by my op. Hagar het weggehardloop, sy het weggegaan en sy het onder 'n boom gaan sit, seentjie daar een kant, Ismael daar aan die ander kant, en sy sit hier onder 'n boom en sy huil.
En sy roep uit na die Here en die Here antwoord haar. En sy noem daai plek, die Here het my gehoor. Dit was die naam van daai plek, die Here het my gehoor. So name in die Bybelse tyd het iets beteken. Okay? So ek wil vanmôre dit so vir jou sê. Ek en jy het geen keuse gehad oor wat jou ma en jou pa jou genoem het nie. Jou naam mag dalk Martha wees en dit beteken bitter. Hallo bitter. Mara, sien? Mara. Mara beteken bitter. Praat net so 'n bietjie uit my kop uit. Mara beteken bitter. Nou sê mense heeltyd vir jou, hallo Mara. Hallo bitter. En jy kan dit op een van twee maniere vat. Jy kan of bitter raak daaroor. Jy gaan die naam bitter die hele tyd hoor en dit word oor jou gespreek. So ek en jy het geen beheer gehad oor wat ons ouers ons genoem het nie. Maar ek wil dit so 'n stappie verder vat vanoggend. Baie van ons wat hier sit, het name aangeneem, mislukking, anger, jealousy. En jy het negatiewe goed op jouself geneem en gesê dis maar wie ek is. En ek is vanoggend hier om vir jou te sê, we have a name, there is a name that can redefine you. Wat jou heeltemal 'n ander definisie in die lewe sal gee. Wat vir jou heeltemal 'n nuwe dimensie in jou lewe sal oopmaak. Want die Here sê vandag vir my en vir jou, jy is nie 'n mislukking nie, jy is nie 'n verlore nie, want van julle het al hierdie ding oor jouself gespreek, I am just unlucky. Dis maar net, ek so ongeluksvoel, dinge gebeur maar, ek val maar kort. Dis nou maar wie ek is. En jy spreek goed die heeltyd oor jouself, en jy maak 'n naam vir jouself. Baie van ons, as gevolg van sonde in ons lewe, het 'n naam vir onsself gemaak. Daai ou is untrustworthy. Daai ou het nie integriteit nie, of daai persoon is 'n leienaar. En ons het name oor onsself gemaak, ons het onsself begin definieer deur ons sonde. En ek is vanoggend hier om vir jou te sê, die Here wil jou naam verander. So jou naam mag dalk Rudy wees vandag, maar aan die einde van hierdie dag mag jy dalk 'n nuwe naam hê, 'n nuwe betekenis vir jou naam hê. Right, kom ons maak ons Bybels oop in Filippense 2 vers 9. En in hierdie journey wat ons vanoggend gaan vat, gaan ek probeer om vir jou te verduidelik dat die name wat jy oor jouself gespreek het en dat selfs jou fisiese naam se betekenis gekanselleer kan word en dat die Here jou vandag kan herdefinieer. Dat die Here se naam jou kan redefine. Nou Filippense 2 vers 9 sê, therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Hebreërs 1 vers 4 sê, this shows us that the Son is far greater than the angels, just as the name God gave him is greater than their names. Ons sien name soos byvoorbeeld Johannes. Nou, Johannes is nie 'n familienaam nie. Nou, Johannes se pa en ma was Zachariah en Elizabeth. En dit was die tradisie gewees dat die oudste seun die naam van die familie sal vat. En almal het gesê, maar sy naam moet Zachariah wees, sy naam moet hierdie wees, en hierdie, en hierdie, en hierdie. En nadat die Here deur 'n engel boodskapper vir Zachariah gesê het, jy moet hierdie kind Johannes noem, het hy gesê, en hy het in ongeloof opgetree, en die Here het hom stom gemaak. En hy het nie die vermoë gehad om te praat nie. Vir die hele duration van Johannes se geboorte, binne die maag, die ontwikkeling van Elizabeth wat swanger was, kon Zachariah nie praat nie. Nou dink gou 'n bietjie by jouself, vroue. As jy swanger is en jou man kan nie praat nie,
dit sal die lewende wit waks uit jou uit frustreer. Kommunikeer net met my. En hy's daar op sy chalkboard. Ek is honger. Maak vir my koffie. Hy was nie doof nie, hy kon net nie praat nie. So, alles wat hy moes kommunikeer, moes hy eers neerskryf. En dit was 'n lang proses. Maar anyway, ek glo dat Sagaria se mond gesluit was sodat hy nie kon spreek en sodat hy nie die naam van Johannes kon verander soos wat hy dit wou hê nie, maar sodat die naam vir Johannes kon wees die naam wat God vir hom bestem het. En op die einde van die dag, toe almal nou hierdie twis het oor wat Johannes se naam moet wees, wat die nuwe babatjie se naam moet wees, en Sagaria op hierdie bordjie van hom skryf, sy naam is Johannes. Toe gaan sy mond oop. So wanneer ek en jy in lyn kom met God se woord, dan is daar deurbraak vir my en vir jou. Dit is wanneer ek en jy teenstrydig praat teenoor God se woord. Ons het vanoggend gesing, He is the way maker, the miracle worker. Even when I don't see it, He's working. Even if I don't feel it, He's working. En prys die Here, ek voel daar's 'n deurbraak in die gees. Terwyl ek dit sing, het my gees geselebrate oor die deurbrake wat ek nie kan sien nie. En ek het so opgewonde geraak om te sien dat hierdie plek gevul word met siele wat die Here soek, want dit is God se woord vir hierdie plek, is dat die siele gaan instroom, amen, en dat mense gaan geestelik groei, dat daar 'n honger en 'n dors vir hom gaan wees, en ek is so opgewonde om vir jou vandag te sê, even if we don't see it, God is moving, and God is working, God is establishing. En so kom hulle en hulle sê sy naam is Johannes. Ons lees 'n ander storie van 'n ander geboorte waar Gabriël kom na Maria toe en hy sê vir Maria, jy sal hierdie seun. Die engel het nie gekom en gesê, okay Maria, kom ons kokes gou-gou, kom ons gesels gou-gou 'n bietjie oor wat het jy gedink moet die naam wees? Want dis wat pappas en mammas mos nou doen, hè? Ek meen, ek en Leanne, toe ons kinders gebore, toe ons hoor ons is swanger, so het soos, okay, wat gaan ons noem? As dit 'n meisie is, gaan ons hierdie sê, as dit 'n seun is, gaan ons hierdie sê, en ons het name gehad vir ons kinders, dank die Here vandag het ons nie daai name gekies nie. En ons glo ons het die regte name gekies. Maar nou is ons heeltyd hierdie gesprek oor name. Maar die engel kom na Maria toe en hy het nie 'n gesprek met haar oor wat die naam is nie. Hy sê, God sê, en jy sal hom Jesus noem. En jy sal hom Jesus noem. Prys die Here, ons het nie vanoggend gesing, Rudy, 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 Rudy. Dis Jesus. En maak nie saak in wat se taal jy praat nie, of jy sê Yeshua, en of jy sê Jesus, en of jy sê Jesus. Die naam van Jesus het krag. Ons het al demone uitgedryf in Afrikaans. Ons het al demone uitgedryf in Engels. Ek is seker daarvan die ouens het al demone uitgedryf in Khoza. En ek is seker daarvan die ouens het al demone uitgedryf in Vlaams. Ek weet nie, in Italiaans, in Spanish. Anyway, kom ons los dit daar. Maak nie saak in watse taal jy die naam van Jesus gebruik nie. Die naam van Jesus het krag. Amen. Sê vir een langs jou, die naam van Jesus het krag. Die naam van Jesus het krag. Hy het soveel krag dat hy my en jou naam kan verander. Hy het soveel krag dat hy die destiny van ons lewens kan omdraai. Ek en jy is op pad na die sloot toe, van die walle van die grond in. Ons is besig onder toe, ons is op pad hel toe, maar dan kom Jesus, die redder, kom op die toneel en die naam van Jesus ruk ons uit die miry klei uit en hy sit ons voete op die rots. Die naam van Jesus. Ek sal nooit vergeet nie, en ek het al baie lank terug vir julle hierdie storie vertel, toe ek baie klein was, het ek 'n cheetah duvet gehad.
'n duvet met 'n mamma cheetah en 'n klein cheetahjie so by mekaar. En ek het vasgeglo, ek is veilig in die aand, want ek slaap onder 'n cheetah duvet. En as ek bang geraak het in die aand, dan trek ek net die cheetah duvet so bietjie oor en I'm covered. Tot een aand, wat ek so my oë oopmaak en daar staan 'n demoon in my deur van my kamer. En ek freak uit en ek kan nie praat nie. En ek het net, kyk, ek het groot geword mos nou in die kerk, so ek het gesien wat die ooms en tannies doen. En ek het gehoor ver langs, jy moet net sê Jesus. En ek is soos, Jesus, ek kan nie praat nie, dis asof die ding my wurg. En ek is in paniek. En al wat ek kan uiter is 'n fluister. Jesus. En everything is calm. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie eers Jesus hardop kan sê nie, maar jy kan die naam van Jesus in 'n uitroep fluister, God will change your circumstances. Want sy naam is bo elke ander naam. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy is koning. Amen. Ek is so bly ons kan vandag sing Jesus. Openbaring 19 vers 16 sê, on his robe, at his thigh was written this title, King of all kings, Lord of all lords. Ek wil vandag vir jou sê, daar's niemand hoër as Jesus Christus nie. Ons hier op aarde het nou 'n koning en 'n koningin. In die Europese lande het ons almal konings en koninginne en prinsesse en prinse en al hierdie royalties. Ek wil vandag vir jou sê, selfs hulle is ver onder die naam van Jesus Christus. Jesus Christus is bo almal. Dink aan Donald Trump wat nou die main of die leader of the free world, ek meen daar's niemand volgens die artikels magtiger as hy nie. Want ek meen, druk net 'n knoppie en almal word gewipe, sê ietsie en die markte val en whatever, né? Julle hoor wat ek sê. Selfs hy is ondergeskik aan Jesus. Jesus is bo almal. Al kom die duiwel soos die engel van die lig met al sy gimmicks en hoo-ha's. Die vyand is ver onder Jesus Christus. Ons praat baie keer en dan sê ons Jesus en die duiwel. En ons het hierdie prentjie in ons koppe dat hulle is teenoor mekaar. Ek wil vandag vir jou goeie nuus gee, kind van God. Die duiwel en Jesus is nie gelyk aan mekaar en nou oorlog hulle met mekaar nie. Die duiwel is onder ons voete. Hy's nog laer as ons. Ek dink nie ons snap heeltemal wat ek nou gesê het nie. Ja, die duiwel het krag, maar hy het geen autoriteit nie. Hy het geen autoriteit nie. Hy het net die autoriteit wat ek en jy vir hom gee. En dis die probleem. Ons kom en ons word getriek en ons val vir versoekings en ons neem daai skuldgevoelens en shame neem ons op onsself en ons vorm ons identiteit rondom dit wat ons gefouteer het. Ons define onsself met dit wat in ons verlede is. Ek is 'n sondaar. Ek wil vandag vir jou sê, nee, ons is nie meer sondaars nie. Ons is kinders van God, gered deur die bloed van Jesus Christus. Ja, ons maak foute. Maar die Here bring ons op 'n plek waar ons hom kan dien, waar ons hom kan soek en waar ons fouteer kan ons draai na hom toe en sê, Here, vergewe my van al my sondes. En hy is getrou en regverdig om ons te vergewe van al ons sondes. His name will redefine who you are. Jy is nie die Rudy van gister nie. Prys die Here daarvoor. As ek nou Rudy sê, dan gebruik jy jou eie naam. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Has become a new person. The old life is gone. Het julle al
iets verloor en dit nooit teruggekry nie? Nee? Ek dink ons almal het al deur daai proses gegaan. Jy het miskien, ek het nou net geld in my sak gehad. En ek daar was R300 in my sak en ek is soos en ek haal my foon uit en toe ek so afkyk, toe sien ek, hey, maar hier lê R100 en ek tel die R100, ek sit hom in my sak en toe ek, waar is die ander 2? Ek hardloop kar toe want ek het my foon in die kar uitgehaal en ek soos, hier lê die R100 nog in die kar. Die ander R100 is gone. Ek weet nie waar hy is nie, ek weet nie waar om te gaan soek nie. Ek het in die einde maar gesê, ons bless hom wie hom ook al opgetel het. Wat kan ons nou maak? Hy's weg, ek gaan hom nooit kry nie. Het julle gehoor wat sê hierdie versie? Hy sê, the old life is gone. Jy die GPS-koördinate van die ou lewe verloor. Jy het dit nie meer nie. Jy het dit gedelete. Jesus het dit delete in ons lewe. Daar is nie meer 'n ou mens nie. Daar is nuwe skepsels. You are made new when we belong to Christ. En dan sê hy so, the old life is gone, a new life has begun. Wat doen ons as haar kind gebore word? Ons is opgewonde. Dis 'n nuwe lewe wat begin. 'n Nuwe seisoen in iemand se lewe. 'n Nuwe seisoen in 'n pa en 'n ma se lewe. Dit is lewe, daar's opgewondenheid, daar's celebration. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou hart vir die Here gegee het en jy het jou hele lewe voor hom kom surrender en gesê het, Here, U is my Heer, U is my koning, U is my alles, dan sê die woord van die Here, I belong to him. En as ek aan hom behoort, sê hierdie skrif vir ons in 2 Korintiërs, dat die ou lewe is verby. Hy's gone. Weg. 'n Nuwe lewe het begin. Draai gou na die persoon nou langs jou toe met 'n lekker groot smile, dan sê jy vir hom of haar, 'n nuwe lewe begin by my. 'n Nuwe lewe begin by ons. Nou daar's 'n naam, en ons almal het ons fisiese name, en ek wil gou hierdie inbring, dat wanneer ons kyk na ons name wat ons ouers vir ons gegee het, wat ook al die betekenis is. Ek bid hierdie week en ek sê, Here, hoe gaan ons dan verby hierdie hekkie kom? Dat as iemand my die heeltyd iets noem, en my naam het nie 'n goeie betekenis nie, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek dit verander? Hoe gaan ek ooit hoe gaan ek oorwinning kry oor dit? En die Here herinner my aan 'n man in 1 Kronieke, en is binne 'n geslagsregister, waar hulle al die paas noem en die seuns noem. En hier in die middel van die geslagsregister, in 1 Kronieke 4 vers 9, staan daar hierdie versie. There was a man named Jabez, who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. So elke keer as iemand hom roep, Jabez, dan roep hulle, painful, trouble. Ons gaan eet. Jabez, moeilikheid, pyn, kom ons gaan winkel toe. Jabez, moeilikheid, pyn, die Here het jou lief. Heeltyd hoor hy, moeilikheid, pyn, moeilikheid, pyn, moeilikheid, pyn. Hoor wat doen hy? Vers 10. He was the one. Dit is vir my 'n mooi versie. Dis soos, almal is daar, maar hierdie ou, hy's die een wat gebid het tot God. Hy's die man wat gebid het tot God. Hy's die ou wat gewaag het om te bid, om met God te praat. And I say, he was the man who prayed to God of Israel, oh, that you would bless me.
and expand my territory. Please be with me in all that I do, and keep me, luister mooi, and keep me from all trouble and pain. So wat hy eintlik hier so sê is, change my name. Wie van julle het al gebid en gesê, Here, verander my naam? Toe ek klein was, my tweede naam is William. Toe ek klein was, het ek so 'n bietjie issues gehad met die naam Rudy. Vir my so 'n bietjie, ek het nie geweet wat dit beteken nie. Ek het nie geweet ek's 'n famous wolf nie. So ek het gedink Rudy, ek dink so, hè. So as mense vir my vra wat is jou naam, en ek gesê William. Dan sê hulle so, "O, soos die prins." Ja. Ek het myself in royalty ingevat, né? So Rudy William, my oupa se naam. So William. Hi William. En toe vind ek later uit, ek kan nou sê, Will I am. William, it's Will I am. Who are you? I am Will. En kom werk nou spreek. Nee, so hier's Jabez, en Jabez sê, Here, kom verander my naam. Kom verander my naam. En luister mooi wat sê hoe sluit hierdie versie af. And God granted him his request. So elke keer wanneer mense nou sê Jabez, dan kanselleer die Here die pyn en die moeilikheid, en in dit kom die Here en hy expand sy territory. Hy maak hom famous. Hy gee vir hom eiendom, hy gee vir hom sukses, en hy bring hom in 'n ander dimensie in. Hoekom? Want die Here het sy naam verander, en ek is vandag hier om vir jou te sê, die Here wil jou naam verander. He wants to redefine who you are. Maar jy kan dit net doen deur die naam van Jesus. Dis net beskikbaar tot die kinders van God. As jy jou lewe surrender voor hom, to those who belong to Christ, God will make you a new person. Ek is excited. Want ek is nou nie meer 'n famous wolf nie, I'm a famous leader. Amen? Come on. Ons moet anders te begin dink oor wie ons is. Die Here het ons geroep om seuns en dogters van die koning van alle konings te wees. Ons is geroep om as ambassadeurs in die koninkryk van God. Ek en jy kan nie meer hierdie jammer ek exist houding hê nie. Ons is kinders van God. Ek lees nou die dag 'n verduideliking van hierdie persoon wat praat oor humility. Nee, om humble te wees. En ons almal het hierdie prentjie van ek is humble. Jy weet net hierdie jammer ek exist houding. Ek wil net humble wees. Ek is hierdie minderwaardige houding. Nee? En hierdie persoon skryf en hy sê as jy gaan lees die storie tussen Saul en Dawid, dan sal jy in jou menslike konteks verstaan dat Saul in hoe hy praat is 'n baie humble ou in die begin. Maar Dawid is jy weet hy kom amper prideful voor, hy kom amper half bombasties voor. Ek meen hier kom hierdie jong kind op die oorlogsveld en sê nee, gee vir my ek gee vir my Goliat. Ek sal hom uitsort. Ek meen dis nie hallo koning. Gee vir my die geleentheid om hierdie Filistyn namens U te gaan wen. As ek kan. As dit moontlik is. Ek is goed met 'n slingervel, maar ek is 'n skaapwagter. Nee, hy kom na die koning toe en sê gee vir my Goliat. Ek is getrein in die leeu en die beer. Hier is maar net nog 'n obstacle. Dit klink nie baie humble nie. Klink so, nee? Maar as jy later begin kyk na die karakter, dan begin jy besef dat humility het niks met minderwaardigheid te doen nie. Dit het alles met courage en boldness te doen.
As ek en jy sê we are humble, dan moet die leeu van Juda binne in jou opstaan. That's being humble. That's being bold and courageous. En dit is my 'n mooi verduideliking tussen hierdie twee karakters. Dat ek en jy moet wees wie God ons voor geroep het. Van julle moet saggeaarde moedertjies wees. Julle moet soos 'n hen die kuikens nader trek. Van ons moet weer anders te optree om weer die kuikens uit die nes uit te kry. Kom. Begin nou wees wie jy is. Ek meen 'n arend kom kyk na die kleintjies en hulle gee vir die kleintjies allei goedjies in die kuikentjies hier onder lekker eet die wurmpies, eet die goedjies. Ek weet nie wat die arend se eet nie, vis, wat mamma ook al bring. Maar op 'n stadium mamma haal al die gras uit die nes uit. Kuikentjie kan nog nie vlieg nie. Dis ek arend 'n kuikentjie. Die klein arendjie kan nog nie vlieg nie. Mamma, daar gaan jy van die kraans af. Free fall. En dan as kleintjie nie dit reg kry om vlekkies te klap nie, dan kom die mamma arend onderin en vang die kleintjie en vat hulle weer bo nes toe. Môre, same procedure as yesterday. Boom, uit die nes uit. Swem jy nie swem. Hey? Die Here maak elkeen van ons en hy roep elkeen van ons vir 'n spesifieke werk in die liggaam van Christus. En daarom is dit belangrik dat ek en jy moet weet wie ons is, want jou identiteit word gevorm deur jou naam. As enige iemand vandag vir julle 'n boodskap stuur en sê Pastoor Rudy, dan dink julle dadelik aan Donald Trump. Yes, Pastoor Rudy het vandag lekker gepreek. Dan dink julle dadelik aan president Cyril Ramaphosa. Nee, julle dink aan my. En julle sien my gesig. En julle sien hoe ek hier so staan. En nou kan julle comment en sê, ja, dit was great. Wat ook al jy wil comment. Identiteit word gekoppel aan jou naam. En daarom is dit belangrik as kind van die Here dat ons weet wie ons is in Christus. Dis nie ek en jy alleen nie, dis in Christus. Dis God se naam, dis Jesus se naam in ons lewe wat die verskil maak. We need to be name bearers of God. Wanneer jy en ek in die dorp loop, dan moet hulle kan sê, jy is 'n kind van God. Hoe gaan hulle dit sien? Want hulle sien Jesus in ons. Galasiërs 2 vers 20 sê, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Johannes 15 vers 5. Yes, dis Jesus wat praat. Hy sê, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce fruit. For apart from me, you can do nothing. Julle gehoor? Sonder Jesus Christus kan ek en jy niks doen nie. Hy is ons sustainer. Hy is ons vine. Hy is die een by wie ons krag kry. Hy is die een by wie ons identiteit kry. Hy is die een by wie ons alles kry wat ek en jy nodig het. Ek en jy, soos Paulus sê, is maar net 'n earthly body. En Christus woon in ons. En omdat Christus in ons is, kan ons 'n verskil maak, waar ons ook al beweeg. Romeine 6 vers 11. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God. How? Through Christ Jesus. So we are dead to sin. Wanneer die vyand met sy sonde, versoeking na jou toe kom, met die vleeslike begeertes na jou toe kom, dan sê jy nee, want jy's dood vir sonde.
Die probleem hoekom baie van ons nog sondig, is ons is nog lewendig vir die sonde. Ons het nog 'n begeerte na die sonde. Maar wanneer ek en jy sterf vir die begeerte vir die sonde, het ek en jy net 'n begeerte na die gees. Want die vleesmens is nou dood, die sondige begeertes in ons is dood. Ons het 'n begeerte na hom. Hoekom? Want Christus woon in ons. Daarom sê die Here, neem op jou kruis en volg my. Neem op jou kruis en volg my. Jou kruis lyk anderste as my kruis. Die een langs jou se kruis lyk anderste as die een langs jou. Ons almal het verskillende goed wat ons mee te doen het. Ek moet opneem dit wat die Here vir my gee. Ek moet neerlê die goed wat die Here sê ek moet neerlê. Jy moet neerlê wat die Here sê jy moet neerlê. En so kom ons op 'n plek waar ons die Here kan volg met alles wat binne ons is. Amen. Ek het verlede week net ter afsluiting van die worship het ek hierdie skrif gelees. Genesis 1 vers 26. Then God said. Wie van julle dink ons moet reageer en wakker wees wanneer God sê ek praat nou? Amen. So luister mooi. Then God said. Wie het gepraat? God. So ons almal het gehoor dat God nou gaan praat. So God praat. Nie ek nie. Julle hoor my stem, julle hoor my woorde, julle hoor my aksent, maar ek sê van nou vir julle, God praat en hy sê die volgende: Let us make man. Let us make human beings. Let us make Rudy. Let us make Fani. Let us make Marlon. Let us make Dennis. Let us make Tony. Let us make Ruben. Let us make Jeremy. Let us make Shaw. Let us make Leanne. Let us make Jelaine. Vang julle die lyn. As ek nou nie jou naam genoem nie, jammer. Ons gaan 'n bietjie lank vat as ek deur almal moet gaan. So, die Here sê vandag vir my en vir jou, I made you. So sê gou hardop, die Here het my gemaak. Het jy gehoor wat jou eie mond sê? Die Here het jou gemaak. He made you in the image of who? Of God. Vader, Seun en Heilige Gees. He made us in the image of God. Die vyand het gekom en name oor ons gespreek om ons identiteit te probeer verander sodat ons nie meer lyk soos God nie. En dis die probleem wat ons het. Dis die oorlog wat ons op die oomblik het in die wêreld. Dis oorlog tussen die prentjie van God en die prentjie van die wêreld. Hoe lyk die wêreld en hoe lyk 'n kind van God? My vraag aan almal van ons vandag is: hoe lyk jy vir die wêreld? Kan mense in jou omgewing sien en beleef dat jy 'n kind van God is? Kan mense die naam van Jesus identifiseer in ons lewe? Of dink hulle maar net ons is dieselfde as die wêreld? Ek wil vandag vir julle sê, die Parel is 'n stikkende plek. 'n Stikkende plek. Gesinne is besig om uitmekaar uit te skeer as gevolg van die identiteit wat gekoppel word aan die wêreld. Maar ons as kinders van die Here, wie se identiteit gebou word deur wie Jesus is, moet, sê vir een langs jou, moet. Hierdie is nie 'n opsie nie, hierdie is nie 'n versoek nie. Ek sê vandag vir ons almal, dis 'n moet. Jesus reflekteer aan 'n wêreld wat hom nodig het. Soms is ek en jy die enigste Bybel wat mense lees. Wat staan op ons geskryf? Kan jou kollegas by die werk vandag sê, daai man en vrou is 'n kind van die Here? Ek en Leanne kyk nou die aand, voor ons gaan slaap, kyk ons toe 'n podcast, 'n videocast, van 'n Amerikaanse ou, Brian of iemand, en hy het 'n onderhoud met Rian Swigelaar. Julle het nou al van hom gehoor op sosiale media. Hy was die hoofpriester van satanistiese kerk in Suid-Afrika. Dit is so regtig 'n weird van die oomie. Anyway,
En hy het hierdie onderhoud met hom oor wie hy is en wat hy gedoen het en hoe die lig en die duisternis met mekaar teenoor mekaar moet wees en net so 'n bietjie inligting te kry oor okay, waarna moet ons kyk in ons lewe as Christen? En wat amazing is hy sê in sy getuienis kom hierdie vrou, hy moet nou 'n onderhoud voer met hierdie nuus plek. En hier kom 'n vrou van die kant af en sy gee hom 'n drukkie. En hy sê op daai oomblik voel hy net soveel liefde. En hy verstaan dit nie regtig nie en hy soos en op daai stadium in sy lewe het hy nie mense naby hom laat kom nie. Maar hierdie vrou het so half van skuins agtergekom en sy het hom gesurprise en sy gee vir hom 'n drukkie. En later vind hy uit toe hy nou vir haar inligting moet stuur vir hierdie onderhoud storie, moet hy vir haar inligting stuur, kom hy agter maar sy's 'n Christen. En nou staan 'n bietjie awkward want hoofsatanis moet nou inligting vir Christen stuur. En hy lang storie kort maak 10 dae later moet hy gaan om 'n ritueel te doen om in die gees te kyk om te kyk waar moet die sataniste nou 'n impak maak en so aan. En hy's besig om hierdie ritueel voor te berei in hierdie donker basement onder die gebou. En hy sê die enigste vorm van lig binne in hierdie area is kersse of flitsligte. En hy is ook besig om die ritueel produkte goeders reg te kry op die tafel en ewe skielik verhelder hierdie hele kamer na lig en hy wonder by homself wie het nou 'n lig aangesit. En hy draai so om en hier staan 'n man. En hy vra vir hom, "Wie is jy?" En hy sê, "Ek is Yeshua, die Nasarener." En hy sê, "Nee, jy lieg, want hy het mos nou baie te doen met demone en hy weet nou en hy wil bewys hê van wie." En hy sê op daai oomblik word hy gevlad met liefde. En hy sê dieselfde gevoel wat hy gekry het toe daai vrou vir hom 'n drukkie gegee het. Daai selfde vorm van liefde het hy in daai kamer ervaar. En hy maak die koneksie, Christen, Jesus. So, dit is die liefde wat ek ervaar. So ja, jy moet Jesus wees. En hy sê hy stop net daar. Hy het nie eers die ritueel gedoen nie, hy het huis toe gegaan. En so die Here met hom begin. Dit is sy testament. Dit is so die Here met hom begin werk het. En vandag vertel hy almal van Jesus. Hy sê hy het nooit in 'n kerk gekom nie. Hy het nooit die Bybel gelees nie. Inteendeel, hy het geglo daar is nie 'n Jesus nie. Maar as gevolg van 'n vrou wat vir hom 'n drukkie gegee het en hy God se liefde ervaar het en 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het sy lewe verander. Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak waar die mense rondom jou is nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid as kind van God om die liefde van Christus uit te leef. En dit kom in verskillende forme. My vraag aan elkeen van ons weer is, het ons genoeg dinge neergelê om soos Jesus te lyk? Het ons Jesus aangetrek? Efesiërs 6 vers 10 sê, trek dan aan die volle wapenrusting van God. En as jy gaan kyk na alles in die wapenrusting, kan ek net sowel vandag vir jou en vir my sê, kom ons trek Jesus aan. Ek en jy moet Jesus aantrek. Dat wanneer mense na ons kyk, dan word ons nie meer gedefinieer deur ons aardse naam of deur die sonde wat oor ons gespreek word nie, of wat ons aangeneem het nie, maar ons word gedefinieer deur die naam van Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 10 sê, for we are God's masterpiece. Kyk gou na die een langs jou. Daai persoon wat langs jou sit, is 'n masterpiece. Maar pastoor, my man se neus is krom, is 'n masterpiece. Pastoor, my vrou se oog flikker vir my, sy's 'n masterpiece. Maak nie saak hoe jy fisies lyk nie. You are a masterpiece. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak en gou hoor wat ek vir jou sê. Maak toe jou oë. Maak toe jou oë. Luister wat my woorde nou vir jou sê. Luister wat sê die Here vir jou. You are a masterpiece.
He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the things He has planned for us long ago. Voordat ek en jy gebore was, het hy jou al by jou naam geken. Dit wil vir my sê dat my naam het 'n impak in die toekoms. My naam gaan iets beteken vir die toekoms. Because long ago, I knew you by your name. You are a masterpiece, so that you can do the good works God has planned for you. Die Here het 'n plan vir my en vir jou. Amen? Glo jy dit vanmôre? Glo jy wat ek vanoggend gesê het is waar? Jou naam is nie meer gekoppel aan die wêreld nie. Maar deur hoe jy optree en hoe jy praat en hoe jy leef en hoe jy dinge sien en hoe jy dinge aanpak, sal Jesus Christus aan mense openbaar. Ons het vanoggend gesing, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, en dan was die sinnetjie, He will manifest Himself. Elke naam van God beteken iets. En van volgende week af gaan ons as 'n gemeente op 'n journey gaan met die name van God. En ek wou hierdie reeks wou ek al in Januarie preek. Maar ek het net elke keer uitstel gevoel, die Here sê nee nog nie, daar's 'n paar goed wat ons wil shift. En terwyl toe ons nou die 7 geeste van God klaargemaak het, begin ek met die Here praat. Ek sê, Here, wat nou? Waarheen is ons nou op pad? U is besig om vir ons identiteit te bou. U is besig om vir ons te vertel wie ons is. U is besig om vir ons op hierdie journey te vat. Wat nou? En ek ervaar net baie sterk in my gees. Die Here wil homself aan ons openbaar. Die Here wil homself aan jou openbaar. Hy wil homself aan jou openbaar as die God wat jou hoor. Want jy sit miskien ook vandag onder 'n boom en huil en weet nie watter kant toe nie. Die Here wil vandag ook vir jou sê, ek hoor jou. Jy het miskien nodig dat die Here vir jou moet voorsien. Hy is Jehovah Jireh. Jy wil miskien hê dat hy God vir jou moet wees. Hy is Elohim. So ek is so opgewonde en ek wil jou uitnooi. Moenie die dienste verder misloop nie. Moenie eers see toe gaan nie. Kom eers kerk toe en dan gaan jy see toe. Alright. Hierdie naweek vir baie ouens wat hierso is dit interskole week en die hele Augustus is interskole en derbies. Moenie dat die derbies en die interskole jou wegtrek van wie jy is nie. Kom ons wees lig en lewe in hierdie weke wat kom, sodat hierdie Parelvallei God kan ontmoet. Come on. Daar's mense daar buite wat stikkend is. Ouens, ek is nie elke dag in die wêreld besig en betrokke nie. Die enigste plek waar ek tussen mense kom wat way out wêreld is by die skool. En gister op die paviljoen staan ek en ek praat met 'n paar paas. En hierdie een pa sê vir my, want dit is nou danse en dit is hierdie ding en is hierdie partytjie en is daai ding. En hierdie een pa sê vir my, hoe stikkend mense is. Hoe families besig is om uitmekaar uit te verdryf. Want dis adultery, dis sonde, dis begeertes, dis dinge wat net verwoesting saai. So ek wil julle vra, kom ons in hierdie Augustus maand, ons het ons vas en bid, ons het 'n paar dinge wat ons doen hierdie maand.
Maar kom ons gebruik Augustus maand as 'n warfare tyd in ons gebedslewe. Om vir families in te tree, om vir jong mense in te tree. Soveel jong mense in hierdie tyd verlustig hulle self in partytjies en drank en dwelms en klomp dinge wat nie reg is nie. Kom ons as kinders van die Here, as lig. Want ons is mos 'n lig, né? Nie omdat ons kerk se naam lig en lewe is nie. Ons is lig omdat Christus in ons woon. Kom ons wees lig want Christus woon in ons. Kom ons wees daai manne en vroue wat tussen mense ingaan, wat Jesus kan identifiseer, wat liefde kan identifiseer en sê, hierdie drukkie wat ek nou gekry het, was nie 'n normale drukkie nie. Hierdie drukkie wat ek nou gekry het, was 'n God encounter. A divine moment. Wie van julle het al gebid vir, Here, laat ek 'n divine encounter hê, laat ek iemand ontmoet wat net 'n divine moment is. Daar's mense wat bid vir 'n divine encounter en die Here wil vir ons gebruik. Wees wakker om te hoor wanneer die Here vir jou stuur. Amen. Al voel dit die weirdste ding, ek is nie 'n drukkie mens nie. Dis 'n naam wat jy bo jouself geplaas het. As jy sê ek is 'n geesvervulde kind van God en God sê vir jou, gaan deel 'n drukkie uit, then you do it with love. Not with resistance. Die Here het jou lief. Ek het 'n vriendin gehad op diensjaar. Sy was nie 'n drukkie mens nie. So as jy naby haar kom en ons almal in diensjaar was drukkie mense. Ons het almal drukkies gegee. As jy naby haar gekom het, jy weet sommer al van 5 meter ver af, jy gaan nie 'n drukkie kry nie. Jy gaan 'n handdrukkie kry. Maar omdat ons gevul is met die Here, kom ons wees gehoorsaam aan sy stem. Want die Here gaan jou baie keer vat na 'n plek toe wat teenstrydig is met die naam wat jy oor jouself gespreek het. En ek dink dis juist die plek waar die Here ons gaan toets. Waar die Here gaan toelaat dat ons getoets word. Is dat ons gaan die name wat oor ons gespreek is 'n bietjie afsny. Kom ons wees soos Jabes, 'n man en 'n vrou wat dit gewaag het om te bid tot 'n God van die hemel en aarde, te sê, Here, kom verander my naam. Verander my naam. Kom ons staan. As jy ver oggend hier staan en jy's bewus dat jou naam van jou verlede hang nog oor jou, dan wil ek hê jy moet net daar waar jy is, jou hand op jou bors sit. En ek gaan bid dat die Here daar waar jy is, jou ontmoet daar waar jy is. En dat jou verlede se naam nie meer van vandag af 'n impak op jou lewe sal hê nie. Maar dat die naam van Jesus Christus jou lewe vandag sal kom redefine. Kom herdefinieer. Want die ou mens is dood. The old life is gone. A new life has begun. So Here, ek bid vir elke man en vrou wat hulle hande op hulle harte het vanoggend. En sê Here, ek beleef in my lewe dat die name van my verlede en miskien selfs my persoonlike geboortenaam het 'n impak op my lewe, het 'n impak op my geestelike lewe. Here, dank ek U Vader dat ons in die naam van Jesus Christus elke negatiewe binding kan kom afsny in die naam van Jesus. En ek dank U Here dat elke naam wat mense oor ons gespreek het, nou vernietig word in die naam van Jesus Christus, because You have created us anew. En ek bid, Here Jesus, dat U naam bo elke man en vrou nou sal kom. Dat U manier oor elkeen van ons sal wees. En dat ons name verander sal word, want ons name is nou gevestig in die naam van Jesus Christus, die naam wat bo elke ander naam is. Here, kom verander ons destiny.
Ons ou name het ons op verkeerde pad gelei. Maar ek dank U Here dat U naam ons hele lewe nou verander. En dat ons pad wat U vir ons uitgelê het, dat ons daardie pad sal stap. Ek dank U Vader dat U 'n wag voor ons monde sal sit. Here, dat die ou mens nie meer negatiewe name oor onsself sal spreek nie, maar Here, dat ons verander sal word, soos wat U woord sê, that we will be transformed by the renewing of our minds. En so bid ek Here, dat U ons gedagtes sal kom vernuwe, dat ons sal sien en sal hoor wie ons is. In Christus. Want dis as gevolg van Christus wat ons verander kan word. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Dis my gebed in Jesus naam.